Dit is 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. En 'n Shabbat Shalom van my af. En ja, ons het nou vanmôre probeer ons nou ietsie nuut doen. Ons probeer kyk wat kan ons doen om die aanbieding te verbeter. En ons vertrou regtig dat Vader ons gaan help daarmee en ook dat ten spyte daarvan dat ons hierdie boodskap kan oordra. Want ek dink vandag is dit 'n baie belangrike boodskap nogal uit Shelech Lecha. Ons het gedink ons gaan net een faset daarvan vat en dit bespreek. En dan is daar 'n tweede gedeelte aan ons aanbieding, maar ons sal daarby kom sodra ons daarmee klaar maak. Let Yahuwah arise, let his enemies be scattered, and may those who hate him flee from his presence. As smoke is driven away, so drive them away, as wax melts before a fire, so the wicked will perish before Elohim. But the righteous will be joyful, they will rejoice before Yahuwah. Yes, they will rejoice with gladness. Sing to Yahuwah, sing praises to his name. Exalt him who rides through the desert, whose name is Yahuwah, and be jubilant before him. Our Father of the fatherless and the defender of widows is Elohim in his set apart dwelling. Yahuwah makes a home for the lonely. He leads out the prisoners into prosperity. Only the rebellious live in parched lands. Yahuwah, when you went forth before your people, when you marched through the desert, the earth quaked. The heavens also dropped rain at the presence of Yahuwah. Sinai itself quaked at the presence of Yahuwah. The Elohim of Israel, you made plentiful rainfall, Elohim. You confirmed your inheritance when it was parched. Your flock settled in it. In your kindness, you provided for the poor, Elohim. Yes, they will rejoice with gladness. Sing to Yahuwah, sing praises to his name. En soos julle kan sien, is ons leesgedeelte gaan oor Shelech Lecha en dit beteken letterlik stuur vir jouself of stuur uit. Ons praat nou so klein bietjie meer daaroor. Kom ons hoor wat is die leesgedeelte waaroor dit vandag gaan. Wel, uit die Torah uit is dit Bemidbar 13 vers 1 tot hoofstuk 15 vers 41. En uit die Haftarah is Jehoshua of Joshua soos wat die meeste dit dan nou ken, 2 vers 1 tot 24. En dan die Brit Hadashah is Matidja of Matteus
10 vers 1 tot 14 en dan Ivrim of Hebreërs 3 vers 7 tot 4, hoofstuk 4 vers 11. Weet jy, terwyl jy dit nou so vir ons net aanhaal, ons het nou in die ding ingekom om weet die Brit Gerasha en die Haftara gedeeltes te lees net voordat ons begin met hierdie lering. En weet jy, dit doen eintlik vir my goed om iemand anders te hoor wat ook die woord lees. Daar's sekere goed wat so vir my uitgestaan het uit Joshua uit en uit die gedeelte wat uit, ek dink dit is Matteus wat uitgekom het, waar Yeshua die 12 uitgestuur het, waar, jy weet, daai gedeelte, ek meen, hy sê, groet hierdie huis. So ons groet hierdie huis, ons groet julle. Shalech lecha. Weet jy, ek kan nie vir jou die hele ding lees nie. Wat ek wel gaan doen, is ek gaan definitief vir jou die opsomming gee, want ons het 'n bespreking wat ons wil doen rondom dit wat gebeur het. En nadat ek die ding saamgestel het en ek het gekyk, hoe kan ek dit so klein bietjie verkort, sodat dit nie oorweldigend baie is nie, toe het ek tot die gevolgtrekking gekom, dit sal raadsaam wees, as ons net die opsomming van Shalech lecha, elke alia net gou gedoen, so as jy my dit net sal vergun dat ek dit kan doen. Ons eerste alia kry jy in Bemidbar 13 vers 1 tot 20. Nou die opsomming daarvan sê vir my en vir jou, Elohim laat Moshe toe om verkenners uit te stuur om die land Kanaan te ondersoek, ter voorbereiding vir die verwagte intog en die verowering van die land. Een lid uit elke stam, met die uitsondering van die stam van Levi, hulle weet is vir daai taak dan nou gekies. In ons tweede alia, wat kom uit Bemidbar 13 vers 21 tot hoofstuk 14 vers 7, dan sien ons dat hierdie verkenners, hierdie verspieders, ek hou van die verkenners, is 'n beter beskrywing, het 40 dae lank die land bespied. Hulle het na die Israelitiese kamp teruggekeer met voorbeelde van Kanaan se vrugte, maar ook met 'n onheilspellende verslag. Hulle het erken dat die land oorloop van melk en honing, maar hulle waarsku dat die bevolking magtig is en dat die stede sterk versterk is en onmoontlik is om te oorwin. Maar net Caleb en Joshua, die verkenners wat die stamme van Jehuda en Ephraim verteenwoordig het van hierdie verslag verskil. Jou derde alia kom uit Bemidbar 14 van vers 8 tot 25. Israel het die pleidooie van Joshua en Caleb verwerp en besluit om hulle te stenig. Elohim het ingegryp en sy heerlikheid het oor die Mishkan verskyn. Elohim maak toe aan Moshe bekend dat hy van plan is om die Israeliete onmiddellik met 'n groot plaag uit te wis, weens hulle aanhoudende gebrek aan geloof. Moshe beroep hom egter suksesvol op Elohim se barmhartigheid en hy wys daarop dat so 'n massa uitwissing 'n geweldige ontheiliging van die naam van Jahweh onder die nasies sou veroorsaak. Hierdie is 'n belangrike gedeelte want dit gaan oor intersessie. Ons gaan by die Midrash gedeelte so 'n bietjie praat oor intersessie ook. Die vierde alia kry ons in Bemidbar 14 vers 26 tot hoofstuk 15 vers 7. Nou die besonderhede van die straf word bekend gemaak. Die Israeliete sal 40 jaar lank in die woestyn rondswerf. Gedurende daardie tyd sal al die mans bo die ouderdom van 20 sterf, met die uitsondering van Joshua en Caleb. Die vyfde alia uit Bemidbar 15 vers 8 tot 16. Hierdie gedeelte gaan dan nou voort met instruksies oor die bykomende offers wat saam met die reeds genoemde offers gebring moet word. Dit gee die besonderhede oor die hoeveelhede wyn, meel en olie wat saam met verskillende soorte vee-offers gebring moet word. Dan sien ons in die 6de alia, Bemidbar 15 vers 17 tot 26, Israel kla nou oor die rys en oor die manna sonder vleis. Moshe kla op sy beurt weer by Jahweh en 70 oudstes word geroep om hom by te staan. Jahweh beloof vleis totdat dit by hulle neuse uitkom en die 70 oudstes ontvang ook van sy gees. Belangrike gedeelte daai, ontvang ook van sy gees. Dan die laaste alia wat ook belangrik is, Bemidbar 15 vers 27 tot 41. Ons kry nou die instruksies oor die individu wat skuldig is aan afgodspraktyke,
of dit nou onwetend is en of dit doelbewus is, en dan word daar ook 'n man by hulle gevind wat die Sabbat ontheilig, en hy word tereggestel, en dan natuurlik word die hele instruksie vir Israel gegee rondom die tzitzits. Goed, nou ek moet vir jou sê, ek het na hierdie parasha gekyk vanuit verskillende perspektiewe. En een van hierdie perspektiewe is profeties en dis dringend, en ek kan vir jou 5 perspektiewe voorhou. So ek wil net hierdie spesifieke ene vandag vir jou voorhou, dat ek en jy miskien net weer kan inskakel by wat verwag Vader regtig van ons. Maar daar is 'n oomblik in elke geslag waar Jahwe se volk voor die land gaan staan. Nie fisies nie noodwendig fisies alleen nie, maar ook geestelik. Die gedeelte wat ons byvoorbeeld uit Josua uitgelees het, hulle was voor die land, hulle het deur dieselfde ding gegaan, hulle het dieselfde beloftes gehad, hulle het ook verspieders uitgestuur. So hier is 'n oomblik waar die belofte voor jou lê, waar die vrug in jou hand is, en waar die reuse in jou aangesig is. Hulle is regtig, hulle staan voor jou. Shalech lecha is daardie oomblik. Maar hoor nou mooi wat ek vir jou sê. Die vraag is nie regtig, is daar reuse nie, want natuurlik is daar reuse. Die vraag letterlik waarna ek en jy moet kyk is, wie interpreteer die reuse vir jou? Is dit vrees? Is dit jou verlede? Is dit die skare mense wat die verslag aanhoor? Is dit Mitzrayim, meet jy alles aan Mitzrayim, se bekende sekerheid, en jy weet, is ons daai Engelse spreekwoord wat sê, better the devil you know than the devil you don't, of interpreteer Jahwe se gesproke belofte, wat jou standpunt is, oor die reuse in die land. So wat interpreteer hierdie reuse vir jou? Wie interpreteer dit vir jou? Ek gaan dit vir jou sê, ek gaan dit 1 keer sê, ek gaan dit dalk 2 keer sê, dalk 3 keer. Maar Israel het die wonderwerke gesien, maar hulle het nog steeds ongeloof verkies. Hulle het die vrug gedra, maar hulle het nie die belofte vertrou nie. En die vraag het by my opgekom toe ek en Marieke daaroor gepraat het, is, maar wat maak ons met die vrug van die Gees byvoorbeeld? Wat aan ons toe vertrou is. Ons dra vrug, maar vertrou ons die belofte? Jy sien, Israel het uit Mitzrayim uitgekom, maar Mitzrayim het nog maar baie sterk in hulle harte gepraat. Net Caleb en Josua wys vir ons 'n ander pad. Hulle kyk na die werklikheid, en dan vat hulle daai werklikheid en hulle interpreteer dit deur die verbond wat Jahwe ons Elohim gegee het. Dit gaan nie oor 'n blinde geloof nie, dit gaan nie oor ontkenning nie, dit gaan ook nie eers oor 'n goedkoop positiwiteit nie, dit gaan oor verbondsgeloof wat Vader Jahwe van my en jou vereis. En ek en jy is in staat om dit te kan doen deur ons Messias Yeshua. En dit is eintlik waar ek en jy dan vandag begin. Want verbondsgeloof is 'n gedissiplineerde weiering om enige sigbare bedreiging hoër te ag as Jahwe se gesproke belofte. Kan ek dit weer vir jou sê? Verbondsgeloof is 'n gedissiplineerde weiering om enige ding wat jy sien met jou oë, maak nie saak wat dit is nie, om dit hoër te ag as wat Jahwe se belofte aan my en jou is. Jy sien, dieselfde land, het 2 verskillende verslae opgelewer. Jy sal dit sien, ek dink dit gaan op die skerm ook opkom. Hulle het 2 verskillende verslae gehad. Ja, hulle het regtig 2 verskillende verslae gehad. Daai 2 verskillende verslae, die beslissing lê nie in die feite nie, maar eerder in wie onthou die verbond. Die voorbeeld wat by my opgekom het is dat jou siekte is 'n feit. Jy kan dit sien, jy kan dit voel, jy kan dit ervaar. Die realiteit van die verbond sê, jy is genees. Wie gaan jy glo? Jy sien, ongeloof vertraag nie alleen die belofte nie. 'n kroniese verbondsweiering, of hy weiering om die verbond te hoor en uit te voer, dit kan 'n hele generasie diskwalifiseer, en dis presies wat hier gebeur.
En wat laat my en jou dink dat ons nie gediskwalifiseer kan word nie? Natuurlik kan ons gediskwalifiseer word, want ons staan nie as enkelinge op hierdie aarde nie. Ons het nodig om hierdie generasie te beïnvloed soos 'n Joshua en 'n Caleb. En dit staan vas. Wat is die kernvraag wat ons hieruit gaan kry? Die kernvraag is dit. Wanneer ons daarna kyk, is Israel het 'n belofte. Hulle het wonderwerke gehad, hulle het vrugte in hulle hand gehad, maar hulle het nog steeds die herinnering aan Egipte, aan Misraim, daai sekerheid, hulle het nog steeds verkies bo om 'n verbondsvertroue te hê, want hulle het nog nie die land in besit geneem nie. Dis nie 'n verskoning nie. So die krisis van Shalach-Lecha is nie 'n gebrek aan inligting nie. Dit is die versuim om Jahwe se woord te laat regeer wat die oë sien. Of kan ons dit nou op 'n ander manier dan nou sê? Vrees word rebellie wanneer dit die belofte edit, redigeer. Jy gaan sien daai selfde vrees wat 'n rebellie word, dit gaan 'n skare werf. Die hele volk van Israel het ingeval by die 10. Hulle het almal met hulle monde gesê dat slawerny is veiliger as om in gehoorsaamheid Jahwe se verbonds koninkryk in besitname te gaan uitvoer. Dis ernstig. En wat by my opkom is hier, ons lê baie keer soveel klem daarop om die keuses wat ons in die groep maak, beïnvloed die hele groep. En dit is hoekom dit so belangrik is om seker te maak dat wat se keuses jy maak, wat se invloed dit gaan hê. En dit is eintlik wat jy nou hier sê, né? Dis beslis so. Met ander woorde, maar dit weer eens, jy weet, terwyl jy nou daarvan praat, en kom dit by my op, dat, hulle sê, moenie vir baie leraars by mekaar maak nie. Dis nommer 1. En nommer 2 is, jy moet weet dat jy wat lering gee, jy gaan dubbel geoordeel word aan dit wat jy sê. So wanneer ek vir jou 'n ding leer, of vir jou probeer rigting aangee, moet ek verantwoordelikheid vat vir wat ek sê, en ek moet verantwoordbaar wees, en ek moet verantwoordbaar wees aan diegene wat inskakel om te luister na dit wat Vader op ons hart gelê het. So, wat gaan ons dan nou doen? Ons gaan met 'n evaluasie lens gaan ons nou werk. Want die vraag hierso is, hoe verduidelik ons, nou, ek gaan jou eerste, miskien net die vloei moet verduidelik, hoe hierdie ding werk. Hulle gaan uit op 'n verkenning. Die volgende stap wat jy gaan kry is hulle bring 'n verslag terug, maar hulle is vreesbevange. Daai vreesbevange verslag van hulle veroorsaak 'n nasionale ineenstorting. 'n nasionale ineenstorting. En die volk bly alleenlik staan as gevolg van Moshe se voorspraak. Dis al wat hulle... Wat is voorspraak? Is niks anders as intersessie nie. As die intersessie. Met ander woorde, hy betree die koninkryk van Elohim namens hulle. Nou gaan jy sien, as jy mooi hierna gaan kyk, dat hulle het nou gaan verken, nou het hulle hierdie ineenstorting, en daar's 4 drukpunte wat hieruit voortvloei. En jy kan maar gaan kyk in jou eie lewe of daar nie dalk so iets is wat van toepassing is nie. Dalk is 1, dalk is al 4 van hulle van toepassing, maar gaan kyk mooi wat het gebeur. Nommer 1 is hulle word uitgestuur. Daar's 12 leiers wat uitgestuur word om wat te doen? Om die grond, die krag van daai stede. Die stede is kan hulle dit, as die stede te sterk, kan hulle gepenetreer word en dis meer. Hulle moes ook die vrugte gaan evalueer. Dit was die eerste drukpunt. Die tweede een is om te gaan sien. Want jy sien, wat hulle gesien het, hulle het almal die oorvloed gesien en ervaar, maar hulle het ook almal die bedreiging gesien en ervaar. Maar die bewyse daarvan bring 2 verslae vir ons. Die Verdeeldheid derde, en weet jy, weer eens is dit 'n kwessie van 'n verdeelde huis kan nie bystaan nie. Daar's 'n goeie voorbeeld hiervan. Dit wat Messias gesê het, is presies so. 'n verdeelde huis kan nie bystaan nie. Wat is ons derde drukpunt? Hulle moes rapporteer. En wat rapporteer hulle? En dis baie belangrik wat uit jou mond uitkom. Jy moet versigtig wees
Want dit is 'n kwessie van what you say is what you get. Ek het net uit begin om vir jou te sê, wat jy sien en wat jy hoor, word wat jy dink, word wat jy glo, word wat jy sê, en dit word presies net dit wat jy het. So, wat het hierdie ouens gerapporteer? Hulle het gerapporteer dat hierdie volk is te sterk, hulle kan nie in nie. Met ander woorde, hulle sê eintlik in die feit dat Jahua het 'n leuen vir hulle voorgehou, toe hy vir hulle gesê het, hy gaan hulle in hierdie land invat. Dis presies waarop dit neerkom. So 10 van hulle vergroot hierdie gevaar wat nou voor hulle lê. Dis net Caleb en Joshua, hulle verdedig die verbond. Hulle verdedig Jahua, hulle verdedig die belofte. En dan natuurlik, is die vierde drukpunt wat dan ontstaan, is die mense begin huil. Hulle begin weer terugverlang na hulle verlede, dit wat vir hulle bekend is, dit wat hulle met Mitzrayim gehad het. En wat gaan gebeur? En ons doen dit ook. Ek kan nou vir jou sê, ons individue doen dit ook. Jy hardloop gou terug na dit wat in jou verlede is. Jy bring alles wat in jou verlede is, dis mos nou triggers, dit kom weer, dit bring vir jou weer al die dinge na vore, maar dit raak ook vir jou amper 'n gemaksone, al is dit nie in jou beswil nie. So hierdie mense huil, hulle kies Mitzrayim, maar hulle draai ook teen hierdie betroubare getuies. En hier is 'n baie belangrike insig. Hierdie sending het Israel se vertroue meer getoets as wat dit Kanaan se krag getoets het. So kan jy sien, as jy kyk na hierdie hele skyfie wat hier voor ons is, wat op die skerm is, hierdie 4 drukpunte, dit gee vir jou die ruggraat van hierdie hele verhaal. Die verkenners, die verspieders, is nie gevra om die belofte uit te dink nie. Hulle is net gevra om te rapporteer wat hulle gesien het. En daai ineenstorting kom wanneer hulle verslag 'n interpretasie word. En daai interpretasie word dan 'n vreesgedrewe gemeenskapsrebellie. Dis 'n tappe ene om aan te moet kyk, né? Goed. Nou wil ek vir sê, die land was nie die probleem nie. Dit was glad nie die probleem nie. Ek wil vir dit sê, die enigste ding wat ons moet vasmaak is, die land was goed, die vrug was werklik, die belofte van die land was reeds gespreek deur Jahua ons Elohim, die verbond was reeds in plek. Ek sê vir jou, die probleem was nie die land nie. Die probleem was die lens waardeur hulle gekyk het. 12 leiers het presies dieselfde gebied binne gegaan. 12 leiers het dieselfde drywe, dieselfde stede, dieselfde mense en dieselfde terrein gesien. Maar hulle het nie almal met dieselfde verslag teruggekom nie. En dit sê ons iets baie belangrik. Feite interpreteer nie hulle self nie. 2 mense kan na dieselfde bewyse kyk en hulle kan met 2 verskillende interpretasies, 2 wêreldsieninge terugkom. Een sien 'n belofte, die ander een gaan dood sien. Die een sien 'n erfdeel en die ander een sien onmoontlikheid. Die een sien reëse in die land, die ander een sien Jahua bo die reëse as die hoogste gesag. En dit is juis hier waar ons moderne lering oor geloof eintlik partykeer te oppervlakkig geraak. Geloof word vir ons aangebied asof dit beteken jy moet die werklikheid ignoreer. Dis nie Hebreëse geloof nie, hoor. Dis 'n fantasie. Caleb en Joshua het nie die krag van die inwoners ontken nie. Hulle het nie gemaak asof daai stede swak was nie. Hulle het nie gesê, daar's geen reëse nie. Hulle het nie in wese gesê, die reëse is nie die hoogste feit in hierdie verhaal nie. Wat hulle wel gedoen het is om te sê dat die hoogste feit, die hoogste werklikheid, die hoogste realiteit in hierdie verhaal is en bly Jahua ons Elohim. Hierdie 10 verkenners, hierdie moet jy baie mooi hoor, wat ek nou vir jou gaan sê. Hulle het 'n intelligensieverslag gevat en hulle het dit nie aan die verbondsgeheue onderwerp nie. Moet ek dit weer sê? Jy moet dit weer sê. Die 10 verkenners het 'n intelligensieverslag gevat, maar hulle het dit nie aan die verbond onderwerp nie. Die verbond wat uit die mond van Jahua ons Elohim gekom het nie. En dan het Yeshua dieselfde gesê, mense sal leef van elke woord wat uit die mond van Elohim uitkom. Wat nou mooi.
Wat het Caleb en Josua gedoen? Hulle het 'n verbondsverslag gevat, en hulle het net hierdie intelligensieverslag ingesluit daarbey en gesê, hierdie verslag is onderworpe aan Jahwe, dis die verskil. Die een verslag begin met wat die oë sien, die ander een begin met Jahwe het gesê. Kan jy sien, hoe lyk dit wanneer ons deur die lens van vrees kyk? Die heel eerste ding is, jou reuse word groter geag. Dit word onmoontlik om die stede te penetreer, hulle is te sterk. Die idee van Misraim word nou weer aantreklik. Ek wil weer teruggaan na my verlede toe, wat ek ken, ek wil weer teruggaan na die triggers toe, ek wil weer teruggaan, jy weet, dis wat ons doen. En skielik, in hierdie gekykery, deur hierdie lens van vrees, word die skare, dis nou Israel, nou word hulle autoriteit, en hulle wil die autoriteit wees, en hulle wil hierdie manne nou stenig. Kan jy sien, wat kan mob justice doen? Want dis wat dit is. Kom ons kyk hoe lyk dit deur die lens van die verbond. Deur die lens van die verbond, van die vrugte wat hulle bring, word 'n getuienis, en hoeveel keer praat ons nie daaroor nie. Weet jy, ons gee getuies op getuies op getuies op getuies, en baie keer is die getuienis dood nie, eenvoudig net nie genoeg om iemand anders te kry, om op te tree en te sê, maar weet jy, as hierdie ding vir Chris en Marieke kan werk, dan kan dit sekerlik vir ons ook werk nie. So die vrugte word getuienis. Die belofte wat hulle het, hou gevaar, en daar is 'n risiko, ons gaan dit sien, daar is 'n risiko, wanneer jy in geloof optree, dan is daar, jy weet, as dit 'n seker feit is, dan kan ek nou vir sê, en daar is nie 'n risiko daar nie, waarvoor die geloof nodig. Geloof hou altyd die komponent in van 'n risiko wat geneem gaan word. Minder of meerdere mate. Maar die feit van die saak is, Jahwe bly die hoogste gesag in hierdie situasie. Maak nie saak wat gebeur nie, jy onderwerp wat ook al jy sien en wat jy hoor, gaan jy aan die hoogste gesag onderwerp. Nou wil ek weer sê, die oorblyfsel, die remnant, die twee, Joshua en Caleb, hulle is die enigste twee wat die waarheid praat. Die ander praat nie die waarheid nie. So, dit is so, jy kyk na die feite, maar jy moet die feite altyd aan die hoogste gesag onderwerp. Jahwe het die laaste sê in alles. Goed, so ek gaan. Ons het net vir mekaar gesê, stuur vir jouself. Hierdie frase maak saak, want Jahwe laat toe dat hulle gestuur word. Onthou jy, soos met leglegga, gaan na jouself toe. Dis wat vir Abraham gesê is. Dis presies dieselfde ding wat die opdrag wat hulle kry. Stuur vir jouself. Israel het beloftes gehad, hulle het die wonderwerke gehad, hulle het vrugte in die hand gehad, maar hulle het steeds, kan jy sien, Misraim se sekerheid bo die verbondsvertroue gekies. Wat maak Moshe? Hy gaan en hy stuur leiers. Maar hierdie sending gaan Israel ontbloot. Die hele volk gaan ontbloot word. Jy sien, dit het nooit daaroor gegaan, oor wat Jahwe, jy weet dat hy wil inligting hê. Dis nie, hy wil die inligting nodig het nie. Hy is alomteenwoordig, hy het die inligting al klaar. Jahwe het ook nie 'n militêre verslag nodig gehad nie, want hy het reeds ook die land aan Abraham, Jitsak en Jakob beloof. Hy het Israel reeds uit Misraim uit verlos. Hy het hulle reeds deur die see gebring, het hulle reeds met manna gevoed, en hy is besig om hulle met manna te voed, soos ons praat, weet in hierdie gedeelte. Hy het vir hulle water uit die rots uit te gee. Die vraag wat jy moet vra is, Vader, maar waarom het u dan hierdie verkenning toegelaat? Jy sien, Jahwe gaan jou soms toelaat om te gaan ondersoek dit wat hy reeds vir jou beloof het. Nie omdat daai belofte onseker is nie, maar dit gaan oor hoe sterk staan jou vertroue. Is jou vertroue in hom onseker? Want dit is 'n bietjie van 'n vreesaanjaende gedagte vir my en jou. Baie van ons, en ek ken hoop mense wat dit doen, baie van ons sê, ja, maar ek wil net so 'n bietjie meer duidelikheid hê oor hierdie saak. Ek wil miskien 'n tweede of 'n derde bevestiging hê van wat Vader vir my sê. Ek soek nog 'n teken, ek soek nog 'n bewys. Is nie noodwendig verkeerd nie. Wat nie noodwendig verkeerd is nie.
Ja. Maar weet jy wat? Maar jy kan dit oordoen ook. Jy kan dit geheel en al oordoen. Met ander woorde, hulle gebruik dit as 'n verskoning om nie in die Korrek. verbond in te stap, in die koninkryk van Elohim in te stap, in daai 4 pilare wat hy vir hulle gee om binne in daai land in te gaan nie. So partykeer is daai As jy geseëde bevestiging soek, is dit nie verkeerd nie. Maar as dit jou terughou, dan is dit verkeerd. wel, kom ons noem dit op hierdie manier. Partykeer is hierdie bevestiging soekery vrees wat jy 'n geestelike baadjie vooraan trek. Absoluut, absoluut. Né? So Israel is nie gestuur om te besluit of Jahwe betroubaar is nie. Kom ons kry net daai een op die tafel. Hulle is nie gestuur om te besluit of Jahwe betroubaar is nie. Hy het homself reeds deur en oor bewys. Hulle is gestuur om die goedheid te sien van dit wat hy reeds beloof het. Hulle opdrag was nooit, kan Jahwe dit doen nie. Hulle opdrag was, kyk wat Jahwe besig is om vir jou te gee. Ek wil hy nou ook weer vir jou sê. Is jy besig om te kyk wat Jahwe besig is om vir jou te gee? Jy sien, vrees kan 'n opdrag in 'n oomblik verander. In plaas daarvan om as getuies van die land se goedheid, om daarmee terug te kom, het 10 van hulle teruggekeer as advokate van ongeloof. En hier gaan jy nou 'n onuitgesproke waarheid ook na moet kyk. Vrees is 'n ding wat selde privaat bly. Vrees is 'n manier om ander mense te werf. Vrees is 'n manier om te evangeliseer. Hy kan baie gou 'n gemeente bou. Vrees gee gou vir jou getuienis. Né? Vrees gaan vir my en vir jou sê, kom ek wys vir jou waarom dit gevaarlik is om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag van Jahwe. Want dit is presies wat hier gebeur het. Dit is wat ons vir mekaar sê. So kom ons wees maar net eerlik, hierdie 10 verkenners, hulle het akkurate data gehad. Moenie fout maak nie. Akkurate data. Wat hulle nie gehad het nie, is die korrekte gevolgtrekking. Om die waarheid te sê, hulle het 'n valse gevolgtrekking self gemaak. Hierdie ouens het nie begin deur te lieg nie. Hulle het gesê, ja, die land vloei van melk en honing. Hulle het die vrug gewys, hulle het die oorvloed erken. Ja, toe kom die dodelike keerpunt. Maar, daai woord maar is 'n geskenier van ongeloof. Die land is goed, maar Jahwe het beloof, maar ons het die vrug gesien, maar hy het ons uit Mitzrayim verlos, maar is dit nie 'n vreespraat nie? Vrees ontken nie altyd Jahwe direk nie. Soms voeg vrees eenvoudig net 'n maar na elke belofte by. Ja, Jahwe is goed, maar ja, hy het ons geroep, maar o ja, hy het ons van tevore verlos, maar ja, die Torah is waar, maar ja, daar's 'n opdrag dat jy dit moet dra, maar ja, Yeshua het ons geroep om te volg, maar hoeveel van hulle moet ek vir jou uitdra? Kan hulle een na die ander soveel opnoem? Jy sien, vrees hoef nie ateïsme te word om verbondsgeloof te vernietig nie. Al wat vrees moet doen, is hy moet net die dominante interpreteerder word. Hy moet net die verslag vererger. Dis wat die verkenners gedoen het, want hulle het van beoordeling na oordrywing het hulle oorgegaan. Hulle beskryf hierdie inwoners van Israel, van hierdie 7 nasies, as oorweldigend. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, ons was in ons eie oë so sprinkane, en so was ons ook in hulle oë. Stop net daar. Hoe het hulle geweet? Hoe hulle in die oë van die inwoners gelyk het? Hier is 'n baie belangrike beginsel wat jy uitkom en vir jou weer vra. Hoe het hulle geweet, hoe lyk hulle in die oë van die inwoners? As jy gaan kyk terug na wat ons gelees het oor Rahab die hoer, hoe het sy Israel gesien? So, vergelyk dit nou met hierdie ouens, en hulle kom en hulle sê, dat ons het was so sprinkane in hulle oë.
Hulle het nie geweet dat hulle so sprinkane in die oë van die inwoners lyk nie. Dit was 'n projeksie en dis wat ons almal doen. Ons projekteer 'n ding vanweë ons vrees. Vrees verklein jou eers in jou eie oë en dan oortuig dit jou dit gaan jou help dat jy al die ander rondom jou ook oortuig om jou ook so te sien. So kan jy sien, dis nie discernment nie. Dis 'n innerlike nederlaag wat onsself as 'n uiterlike werklikheid voordoen. Ons doen dit almal. Jy gaan terug na jou verlede toe, jy gaan kyk na jou nederlaag, jy gaan kyk na jou nederlaag en dan elke keer wanneer daar 'n ding kom wat jy moet vorentoe gaan en sukses moet hê, dan is jy soos 'n sprinkaan in jou eie oë. Okay? Jou het hulle nooit sprinkane genoem nie. Wat noem hy hulle? Mitzrayim het hulle dalk so slawe behandel. Die reus het dalk intimiderend gelyk, maar Jahwe het hulle sy volk genoem. Hy het hulle genoem, Israel is my eersgeborene. Israel is my verbondsnasie. So kan jy sien dat die krisis van Shelach Lecha is 'n identiteitskrisis. Wie definieer Israel? Die reuse, die vorige slawerny, die vrees vir die dood? Of definieer Jahwe hulle? Dit is steeds die vraag. My en vir jou. So ons kyk na vrees teenoor verbondsgeloof, die hoofthema. Weer eens sê ek vir jou, vrees is nie dieselfde as versigtigheid nie, is ook nie dieselfde as wysheid nie, is ook nie dieselfde as om koste te bereken nie. Dus die Torah veroordeel nooit 'n noukeurige waarneming nie. Jy kan sien, as Moshe homself wat vra dat hulle die land moet ondersoek. Wat was die probleem? Die sonde was dat hulle nie gevaar gesien het nie. Die gesonde was dat hulle daardie gevaar groter as Jahwe geag het. Dis die sleutel hier. Die vrees hierso word sonde wanneer dit Jahwe as die hoogste werklikheid van die troon afskuif. Nee? Ek het lank gesit en top oor hierdie ene, want ek sê nou vir jou, verbondsgeloof verskil geheel en al van emosionele selfvertroue. Hierdie gaan nie oor 'n persoonlikheidstipe nie, mense. Ons hou tog so daarvan, ons 34 persoonlikheidstipes en ek is 'n sis en ek is 'n so en ek is 'n wat ook al. Hoor my mooi, Caleb was nie getrou omdat hy van nature 'n dapper temperament gehad het nie. Joshua was nie getrou omdat hy van nature optimisties was nie. Hulle was getrou omdat hulle die verbond onthou het, in herinnering gehad het. Hulle geheue was gevul met die verbond van Jahwe. So jy sal sien in die Hebreëse denke is emunah nie bloot net die geloof in jou kop nie. Dit is gekoppel aan getrouheid, aan standvastigheid, aan betroubaarheid, aan trou en verbondsloyaliteit. So om emunah te hê, om geloof te hê, is om vas te staan omdat Jahwe vas en betroubaar is. Jy word standvastig omdat hy wat Jahwe is, betroubaar is. So wanneer ons oor geloof praat ons nie net oor 'n vaar godsdienstige emosie nie, nee. Ons praat van verbondsloyaliteit selfs wanneer jy onder druk is. Die 10 het deur vrees gekyk. Caleb en Joshua het deur die verbond gekyk. Die 10 het gevra, kan ons dit oorleef? Caleb en Joshua het gevra, het Jahwe gespreek? 2 verskillende sienswyses en dit lewer 2 verskillende resultate op. Baie belangrik. Nou, hierdie het ek gesê, is Mitzrayim se sekerheid teenoor Jahwe se belofte. Jy sien hier waar die risiko gedeelte inkom. Vrees verkies baie keer 'n bekende tronk bo onbekende gehoorsaamheid. Jy sien Mitzrayim se sekerheid, daar was 'n voorspelbare voorsiening sonder 'n verbondsbestemming, 'n destiny. Hoor mooi wat ek sê, destiny. Hulle slawerny was bekend. En vrees noem dit veilig. Het jy ooit daaraan gedink? Israel het in Egipte, hulle het kos gehad. Hulle het water gehad, hulle het klere gehad, hulle het vee gehad. Hulle het lammetjies gehad, waar anders hulle die lammetjies gekry om die bloed aan die deure te sit, deurposte te sit. Wat hulle nie gehad het nie, is hulle het nie die destiny wat die Almagtige aan hulle voorvaders beloof
het nie. Aan Abraham, Isak en Jakob, hulle het nie dit gehad nie. So kom ons kyk nou, wat is Jahoua se belofte? Hy bied vir hulle 'n ware vryheid met vertroue, optrede en afhanklikheid van hom as die alomteenwoordige vereis. So ja, as ons gaan kyk na daai onuitgesproke waarheid, dan het ons al hierdie praktiese besware wat ons altyd kan voorhou en wat Israel ook voorhou. En dit is nogal, jy kyk nostalgies na, in Egipte was dit so, ons het dit gehad, so, wat dit is wat hulle alles daar gehad het. Kan jy dink, maar dit is hoe hulle breinpatroon gevorm is, en daai breinpatroon nog nie verander nie. Kan jy glo, hulle kom met 'n storieetjie uit om te sê, dit sou beter gewees het om in Mitzraim te sterf? Dink daaraan. Mitzraim was die huis van slawerny, die plek van dwangarbeid, waar ons seuns vermoor was, waar ons onderworpe was aan Farao se wreedheid. Maar dit was ook die plek wat Jahoua geoordeel en gestraf het. Maar jy kan sien wat doen vrees. Dit is soos, jy weet, op 'n harde skyf. Al wat gebeur is, jy herskuif maar net weer. Dit wat jy daar gehad het, want dis al inligting wat jy het nie die nuwe inligting nie, jy het nie die verbondsinligting met jou eie gemaak nie. Jy het nog nie die Torah begin volg nie, jy volg nie die leiers, maar die leiers die Torah volg. Hoor jy wat ek sê? Jy moet dit wat Vader gespreek het, van Sinai af, en alles wat hy ondertussen gegee het, insluitendes in Mishkan, moes nou al deel van jou gewees het. Jy sien, een van die diepste sielkundige en geestelike waarhede in hierdie parasha, wat nou voorkom is, mense verkies dikwels die bekende gebondenheid bo die onbekende vryheid. Jy weet, Farao was my Here, ek het ook soos Farao aangetrek, ek het soos Farao gepraat, ek het geëet wat Farao eet, ek het elke niets te ver van Farao het ek nageboot. Kry jy die prentjie wat ek vir jou sê? Dis wat die wêreld jou vandag bied. Jahoua sê, ek het vir jou veel meer, ek het vir jou 'n beloofde land. Die vryheid wat ek jou bied, gaan egter vereis dat jy my vertrou. Hy het vir jou 'n fisiese en 'n geestelike erfenis. Die punt is net, jy moet in beweging kom om dit in besit te gaan neem. Hy gee vir jou die verbond, sy woord, né? Maar hy vereis dat jy sal totaal oorgee, sodat jy die belofte op sy reëls kan ontvang. En daai belofte vereis risiko. Ek het net nou gesê, geloof het altyd 'n mate van risiko. Mitzraim vra nie vir jou risiko nie, dit bied vir jou sekerheid. Dit is 'n verskriklike sekerheid, maar dis sekerheid. Jy weet waar die baksteen is, jy weet waar die drywers is, jy weet hoe die hele stelsel werk. Maar die beloofde land vereis geloof. Nie omdat die land denkbeeldig is nie. Nie omdat die land nie geërf kan word sonder om die een te vertrou wat dit gee nie. Jy sien, dis waar ons as gelowiges baie misluk. Ons wil verlossing hê, ons wil net nie afhanklik wees van Jahoua nie. Ons wil sy belofte sê, ons wil net nie die risiko hê. Ons wil die vrug van die land hê, ons wil net nie gekonfronteer word met reëse nie. Maar Jahoua red Israel nie net uit Mitzraim nie. Hy red hulle, hoor mooi wat ek hier vir jou sê, hy red hulle vir 'n verbondslewe in die land. 'n vir. Dis daai vir wat vrees gaan aanval. Hy wil hê jy moet in Shalom leef in die land. Daarom gee hy vir jou, hy red jou vir daai verbondslewe. Kyk mooi wat dit is wat vrees aanval. Wat vrees jy van wil weghou? Wat tussen jou en Jahoua wil kom. En kom ons kyk bietjie na Caleb en Joshua. Weer die realiteit van die woord. Nou kyk, hulle moed was nou nie optimisme nie. Dit was, hulle was in alignment met die verbond gewees. So kom ons kyk, wat het hulle nie gedoen nie. Hulle het nie voorgegee die reëse is klein nie, hulle het nie die versterkte stede ontken nie. Hulle het nie 'n fantasie verkoop nie, so dit net nou gesê. Wat het hulle wel gedoen? Hulle het die bedreiging binne Jahoua se belofte geplaas. Hulle het nie die belofte binne die bedreiging geplaas nie. Wat daai een is 'n bietjie insink. Hulle het die bedreiging binne Jahoua se belofte geplaas. Vader, hierdie bedreiging is op my pad, maar ek het 'n belofte van U, ek bring hierdie in die koninkryk van die Elohim in, ek plaas hierdie bedreiging hier voor U, en
U as die koning weet hoe met hierdie ding te deel. Ons het hierdie week het ons nogal erg deur daardie aspekte gewerk. Hier sien ons, as ons kyk na Caleb en Josua, geloof is nie 'n geval van dis groepsdenke nie, kan op sy eie staan. 'n individu. Wat het ons gehad met die 10 verspieders? Groepsdenke. Daai verbondsgeloof verdedig Jahwe se karakter wanneer die res, die skare, paniekerig raak. Ons het gesien met hierdie 10 leiers, hierdie 10 verspieders, veral toe druk, toe hulle terugkom met hierdie verslag, begin hulle druk uitoefen en dit openbaar hulle karakter. Dis wat leierskapsdruk van jou gaan doen. So, en dis die hart van wat ons gesê het van hierdie perspektief waaroor ons dan vandag gaan praat. Weereens, Caleb en Josua het die minderheidsverslag, hulle staan alleen. Dit maak saak, soos ek sê, want dit is nie groepsdenke nie. Dit kan op sy eie staan. Soms is die meerderheidsstem nie die wyse stem nie, soms is die meerderheid bloot vrees met getalle. 10 leiers het 'n verslag gebring wat die hele kamp besmet het, net 2 het dit weerstaan. So dit beteken verbondsgeloof begin dikwels as 'n minderheidsverslag, dit begin by my en jou. So Caleb sê nie die reus is klein nie. En ons het hieroor gepraat toe ons vanoggend deur dit gaan. Ons kry dit so baie dat mense vir ons sal sê, maar daai persoon, kyk net hoeveel volgelinge het hulle. Kyk net, hulle is gerekende leraars. So met ander woorde wat hulle eintlik vir ons sê, hoorie so nie, julle is nie gerekende leraars nie. En vanoggend het ek toe ons hier sit, toe sê vir Chris, ek ervaar Vader sê net vir my dat jy was al die tyd reg, jy was al die tyd reg. Dit gaan nie oor hoeveel volgelinge nie. Dit was net Caleb en Josua, dit was net 2. So as dit net ek en Chris is, dan is ons 2, maar ons sal Jahwe glo. Ons sal volg wat hy sê. En ek dink dit het vir ons persoonlik het dit nogal 'n groot boodskap ingegaan. Kyk, ek kan vir dit sê, deur die jare wat ek lering doen, het ek dit dan oor en oor teëgekom. Want jy sien, jy konfronteer mense met dit wat vir hulle bekend is, dit wat hulle geleer het, dit wat hulle weet, whatever hulle dalk in hulle kerke geleer het, is dalk hulle Egipte, is dalk die breindenke, die patrone wat verander moet word, waarna toe hulle kort terugkeer, verstaan, die gemaklike lering. Want ek dink ons moet vir mekaar sê, ons almal is nog besig om uit Egipte te kom. Egipte moet nou uit ons uitkom. En dis waar die probleem is. So dis waar ek wil amper sê half bietjie yster inkom. Is daai kwessie van om die Egipte, en dan word ons as leiers baie keer ge-question maak. As ons iets sê of iets vir julle leer, en ons gee gewoonlik die bewyse, ons gee die skrifgedeeltes, ons connect the dots, dan is dit asof nou raak hulle bang. Wel, kom ek sê vir jou, ons het 2 jaar terug met Sukkot, het ons baie duidelik gehoor, en baie duidelik het Vader gesê, dit raak nou die tyd, dat die ongemaklike vrae gevra word. Ja. En ons vra die ongemaklike vrae. En wanneer jy ongemaklike vrae vra, dan gaan jy ongemaklike persone kry. Dis deel van die waarheid daar. So, kom ons gaan net eers gou weer terug na Caleb. So, Caleb sê nie, die reuse is te klein nie, hy sê, Jahwe is met ons. Weereens, albei van hulle, Josua en Caleb sê later, moenie die mense van hierdie land vrees nie, Jahwe is met ons. Nee, dit is die sin wat verbondsgeloof van natuurlike moed skei. Natuurlike moed sê vir jou, jy weet, jy kan dit op jou eie doen, verbondsgeloof sê, Jahwe is met ons. Die probleem met natuurlike moed, net nadat hulle hoor, 40 jaar sal julle in die wildernis bly, ewe skielik het hulle natuurlike moed, en nee, nou sal ons doen wat Jahwe sê, en nou gaan ons die land gaan inneem, en Jahwe was nie
in daardie inval. Hy het nie gesê nie. En dit is werklik waar 'n deur wat hulle toegemaak het. Nee, ek kan hulle nie weer gaan oopmaak sonder meer nie. So, ons moet mooi kyk na hierdie perspektief vandag. Ons moet dit met omsigtigheid met ons dit hanteer. Jy sien, ons is nie hier besig met 'n wees dapper in 'n motiveringspraatjie sin nie, of ek is nie besig om vir jou 'n selfhelp toespraak te gee nie. Die hele punt is, ek wil hê dat jy moet Jahoua glo, jy moet hom vertrou, jy moet weet hy is betroubaar, jy moet weet wat hy sê, wat hy gesê het, of hy dit nou 3000 jaar terug gesê het, of hy vandag sê, is waar en betroubaar. Die vraag is werklik waar, wie se woord beheer jou interpretasie van die werklikheid? So, wat het ons gesien, is die gevolge, is dat, as gevolg van hulle ongeloof, as gevolg van die feit dat hulle na 10 geluister het, is 'n hele geslag gediskwalifiseer. Dis 'n ernstige ding hierdie. Ek meen, dis 'n geslag wat die wonderwerke gesien het, maar hulle gaan nie die land binne gaan nie. Hulle is uit Mitzrayim verlos, hulle het deur die see gegaan, hulle het manna geëet, hulle het Sinaï gesien, hulle het die Mishkan, hulle het van Moshe, hulle het alles gehad, nie ingegaan nie, omdat ek weer vir jou wil sê is, hulle het nie die land ingegaan nie, hoekom? Maar hierdie behoort ons eintlik te laat bewe. Dit behoort jou te laat sidder. Dit behoort jou werklik waar te laat sidder. Jy sien vorige wonderwerke, doen niks vir jou huidige vertroue nie. Wel, jy neem kennis daarvan. Weet jy wat ek sê? Ek het dit vergelyk met, jy kry opdrag, ek kan nie gister se manna vandag eet nie, ek moet vars manna vandag optel. Jy sien, dit is deel van die probleem. Is ons wil wonderwerke sien en dan wil ons emosioneel ons vertroue daarop plaas. Terwyl ons vertroue daarop plaas, dit is so, wat dit is, soos wat Jahoua sê, dit is. My interpretasie kan niks daaraan verander nie. My interpretasie moet nie. Jy sien, ek kan 'n geskiedenis sê, ek kan 'n getuienis sê, ek kan die regte verbondsteken sê, ek kan openbaring sê, ek kan nog leiers sê. Maar hierdie woestyngeslag leer ons dat ongeloof nie bloot intellektuele twyfel is nie. Weet jy wat ek sê? Dis nie net intellektuele twyfel. Ek het hierdie ding in my kop uitgesorteer, nee, dis nie net dit nie. Wanneer jy met daai intellektuele twyfel kom, dan is jy besig met 'n verbondsweiering. Dis 'n weiering om saam met jou hoor te beweeg, wanneer daai gehoorsaamheid 'n prys van jou gaan verg. Daai ongeloof van hulle het hulle nie neutraal gehou nie, dit wou hulle aanhoudend terugtrek in Mitzrayim in. Dan sê die land weier, dan gaan jy op die ou ende Mitzrayim romantiseer. Toe ons in Mitzrayim was, wel, dis nie wat ek sê nie gaan lees, daai 10 keer, daar was 10 toetse gewees in daai wildernis. Hoeveel keer wil hulle nie terugkeer na Egipte toe nie? Hoeveel keer wil hulle nie terugkeer nie? Hulle het Egipte geromantiseer, kom ons noem dit wat dit is. Ons doen dit ook. Ek en jy, vandag, in 2026. Nou kom ons kyk vinnig na die Haftara gedeelte. So ek net gesê, dit was vir my baie interessant om te hoor iemand anders het lees, want kan ek het hoor. Ons gaan weer terug daar in Josua 2 na die tema van die verkenders, want hierdie keer is die verhaal so 'n bietjie anders, want Moshe het 12 gestuur, Josua stuur 2. In Shelech-Lecha kom daai verkenders terug en hulle maak Israel bang, maar in Josua 2 kom hierdie verkenders terug en hulle is versterk deur Rahab se mondelinge belydenis. In Shelech-Lecha sê Israel, ons kan nie optrek nie, in Josua 2 sê Rahab die hoer, sy sê, ek weet jou oor die land aan julle gegee. Sien jy die omkeer? Hierdie Kanaanitiese vrou het meer helderheid oor die verbond as die hele woestyngeslag wat vergaan het. Sy wat Rahab, sy het net van die uittog gehoor, sy het nie deel gehad daaraan nie. Sy het gehoor hoe Jahoua die see laat opdroog het, sy het gehoor van die oorwinnings oos van die Jordaan, en haar gevolgtrekking is baie duidelik. Jahoua is die Elohim in die hemel daarbo, en op die aarde hieronder. Is nie verstommend nie. Die 10 verkenners het die land gesien en die uittog vergeet. Rahab het net van die uittog gehoor en sy die land verstaan. Die 10
het eerstehandse wonderwerke gehad en vrees gekies. Sy wat Ragaf is, sy het net 'n tweedehandse getuienis gehad, maar sy het geloof gekies. En dit is die teregwysing wat ek en jy moet haal uit die Haftarah leesgedeelte. Ons moet eerlik met mekaar wees. Soms reageer buitestanders meer korrek op Jahwe se reputasie as die sogenaamde binnekring wat afgestomp geraak het. Ragaf se geloof is nie net abstrakt nie, dis nie net intellektuele kennis nie, dis nie kopkennis nie. Sy tree op, sy versteek hierdie verkenners, sy wil gaan lewe. Sy bring haarself in lyn met die Elohim van Israel en met die volk van Israel. So dis nie geloof as 'n private oortuiging nie. Dit is 'n keuse om op Elohim, of die Elohim van Israel se trou staat te maak. En ek sê vir jou, binne 'n eerste eeuse Joodse denkraamwerk, dis nou in die tyd van Yeshua, is dit iets wat baie saak maak. Geloof is nie 'n gevoel wat jy net in jou hart wegsteek nie. Dit moet uiting kry in 'n beliggaamde lojaliteit. Jy moet dit uitvoer. Ragaf se belydenis word 'n daad. Wat jy sien en wat jy hoor, word wat jy dink, word wat jy glo, word wat jy sê, word wat jy het. So die Haftarah gedeelte antwoord eintlik die Torah gedeelte. Die eerste verkenner verhaal sal vra, sal Israel Jahwe se belofte vertrou? Die Haftarah antwoord, selfs Ragaf in Jericho weet Jahwe het reeds die land gegee. Hy het dit reeds gegee. So as Ragaf dit binne die muur kon sien, hoe is dit moontlik dat die 10 leiers nie kon sien nie, terwyl hulle nog hierdie vrug dra? Hoe kan hulle dit nie sien nie? En dis 'n vraag vir my en vir jou. Ek wil gou kyk na die Brit Gerusha, ons tyd met die dophou. En ek wil jou gou net terugvat na Hebreërs 3 toe, en ek kan vir jou dit sê, hierdie in kort nadat ek tot bekering gekom het, hierdie gedeelte my nou nogal baie getref. Hebreërs 3 praat oor hierdie woestyngeslag wat kort gehoor het. Gaan lees Hebreërs 3 en gaan lees Hebreërs 10, dan jy sien hoeveel keer sê hy, vandag as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Hierdie is nie anti-Torah nie. Hierdie ouens in Hebreërs, hulle was vervolg gewees omdat hulle Yeshua gevolg het en hulle wou hulle goed soos hulle besnydenis wou hulle omkeer en dis meer. So en dis wat die skrywer van die boek van Hebreërs dan nou doen. Hy rig dit aan hierdie Hebreërs. Hy sê hy herinner hulle aan hierdie woestynverhaal. Hy herinner hulle aan Psalm Tehillim 95, né, en die gevaar van hierdie verharde harte. Hy sê, die waarskuwing is nie 'n kwessie van moenie Joods word nie. Dit is moenie die ongeloof van die woestyngeslag herhaal nie. Dis waaroor dit gaan. In hierdie selfde gedeelte is ongeloof en ongehoorsaamheid is hulle nou met mekaar verweef. Né? Wat is ongehoorsaamheid? Jy doen nie wat vir jou gesê is om te doen nie. Dit is baie Hebreëus. In Hebreëse denke, in die skriftuurlike denke, is die Bybel, is ongeloof nie net bloot 'n ou teologie eksamentjie wat jy gedop het nie. Nee. Ongeloof word vir ons geopenbaar wanneer 'n mens die pad van gehoorsaamheid weier. Jy weier om die woorde van Jahwe te hoor en volgens dit op te tree. So jy glo, jy gaan optree volgens die verslag wat jy vir jouself interpreteer. So, as jy Jahwe gehoorsaam, is hy jou gesag. En dit is presies hier waar die Brit Gerusha nogal diep sny. Dit laat jy nie net toe om te sê, ek glo nie, ek glo, maar jy weier om te beweeg nie. Nee? Ek het aan hierdie gedink, aan ons vriende wat convert het, wat altyd sê, die Christelike geloof verander dat jy just believe, maar verwag nooit dat jy enigiets moet doen nie. Kan jy sien die teenstrydigheid wat daarin kom. Wat ons wel hier sien is dat die skrywer van Hebreërs praat met 'n gemeenskap wat onderdruk is. 'n Gemeenskap wat onder versoeking is om weer terug te deins van dit wat hulle glo. En as jy sien hierdie woestyngeslag word 'n spieël. Hulle staan op die rand van die belofte en dan wil hulle terugtrek en jy sien dat hulle ongehoorsaamheid
is 'n baie duur prys wat hulle moet betaal. En weer eens moet ons meester Yeshua hier in die regte konteks plaas. Yeshua is, jy weet, jy moet hom nie aanbied as 'n Messias wat die Torah breek, sodat mense van Joodse gehoorsaamheid gered kan word. Nee, dit is 'n verdraaiing van die skrif, wat 400 na die Messias ontstaan het. As jy die evangelie self lees, as jy hoor wat sê sy disippels in die sendbriewe, dan sê jy sien, Yeshua is die getroue seun. Hy is die gehoorsame Messias. Hy is die een wat die Vader volkome vertrou. Hy is die een wat daai einste verbondsgeloof waaroor ons praat, heeltemal beliggaam. Hy doen wat Israel nie gedoen het nie. Hy bly getrou onder 'n toestand van ekstreme toetsing. In die woestyn is Israel getoets. Hulle het oor brood gekla. Yeshua is getoets en hy het uit die Torah uit geantwoord. Selfs is wat Josua en Caleb dan gedoen het. Israel het die dood gevrees en teruggedraai. Yeshua het die dood in die gesig gestaar en homself aan die Vader toevertrou. Israel wou 'n belofte hê sonder die vertroue. Yeshua het gekies om in gehoorsaamheid te stap, lyding of nie lyding nie. Dit is die Messias as getroue Israel, nie 'n plaasvervanger vir Israel nie, maar as die gehoorsame een wat Israel se roeping vorentoe geprojekteer het en gedra het. Dit is so powerful en dit is hoekom hy gesê het, neem op jou folterpaal en volg my. En volg my, en stap deur. En stap dwars deur. Dan is ek nou by Matteus, dit is Matteus 14, Kefa, die wind en die, ek gaan dit kort opsom om vir jou te sê, dis die verhaal waar Petrus uit die boot uitklim, wat hy vir Yeshua sê, as dit eers beveel my om te kom, en Yeshua sê hom kom, en hy tree uit, en hy loop op die water, en skielik sien hy die wind, en sien hy die storm, en dit word die reus in sy lewe, en hy begin sink. Verstaan jy, dis goed wat my en jou ook kan oorkom. Ons het nodig om die woord te hoor wat die Vader sê, ons het nodig om die woord te hoor en te reageer op Vader se woord en sy woord alleen, ten spyte van die wind en die storm en die reën en wat ook al kan volg. Kan jy sien? Die belofte bly staan. Die belofte bly staan. Ons sê nie, nee, daar is nie 'n storm nie, daar is 'n storm, ons gaan deur hierdie storm, want ek het 'n belofte van die Vader. So hierdie hele verhaal van Kefa wat op die water loop is eintlik so halwe Shalach Lecha in die kleine, né? So, as ons kyk na die eerste eeuse Hebreëse raamwerk, dan sien ons dat jy kan nie geloof net tot 'n private oortuiging reduseer nie, want daar's loyaliteit en trou en dis meer. Dis om in die reg te wandel. En ek het hierdie week, en ek het dit nou nie hier ingesit nie, maar weer eens die naam van hierdie bediening is Derech HaYashar, en dit is om in opregtheid, as 'n opregte te wandel. So wanneer Yeshua sê, volg my, dan vra hy nie net dat mense moet innerlik met hom saamstem nie. Hy roep hulle om fisies op 'n pad te gaan stap, 'n lagiese pad, 'n weg van wandeling. Hy sê vir jou, daar staan geskryf, moenie moord pleeg nie, maar ek sê vir jou, so dis hulle ga, hy vat vir jou op daai pad. En mense vrees dit, en die Fariseërs en die Sadduseërs het dit gevrees, want hoekom het hy met sulke groot gesag gepraat, nie wat hulle het nie. Vrees, kan ek nou vir jou sê, gaan my en jou, hulle ga, ons manier van wandel beïnvloed, want dit gaan verander hoe ons geld bestee, oor hoe ons praat. Vrees gaan verander hoe ons ander mense behandel. Vrees gaan verander of ons gehoorsaam gaan wees al dan nie. Nee, of ons in beweging gaan kom, of ons gaan wegkry, of ek wil bang voel. Ek meen, wat is dit? Die werklike vraag is nie, voel ek bang nie. Die werklike vraag is, het vrees my rabbi geword? Want wat ook al jou die werklikheid vir jou interpreteer, word jou rabbi, word jou leermeester. Nee? Vir die 10 verkenners het vrees hulle rabbi geword. Vir Caleb en Josua het Jahwe se woord en sy belofte hulle rabbi gebly. Vir Rahab het die getuienis vir Jahwe haar rabbi geword.
Verkeervaar het die wind amper sy rabbi geword, totdat Joshua hom teruggetrek het. Kan jy sien hoe lyk hierdie patroon? Die teologiese feit dat hierdie 10 verkenners gemaak het, was een wat hulle gemaak het voordat hulle 'n strategiese fout gemaak het. Hulle het geglo die toekoms hang af van hulle vermoë eerder as van Jahwe se getrouheid. Dis die kern van die probleem hierso. Hulle het hulle self teen die reëse gemeet, maar hulle het nagelaat om die reëse teen Jahwe te meet. Hulle woorde was, ons is nie in staat nie, Caleb sê, ons is beslis in staat. Nie uit menslike krag nie, maar net omdat Jahwe dit beloof het. Dis nie positiewe denke nie. Dis verbondsredenering. Positiewe denke gaan vir jou sê, ek kan, want ek is kragtig. Maar verbondsgeloof gaan sê, ons kan gehoorsaam, want Jahwe is getrou. Nie van ons af nie, dan van hom af. Dis 'n onderskeid wat ek en jy baie goed moet verstaan, en ons moet dit met ons hele wese bewaak, met alles wat in ons is. So, moderne motiveringsgodsdienst verander Caleb dikwels in 'n ikoon van selfvertroue. Dit is verkeerd. Hy praat nie van selfgeloof nie, hy praat van verbondsvertroue. Die punt is nie om jouself te glo nie, die punt is om Jahwe genoeg te glo om hom te kan gehoorsaam. So, waarom kies ons dan nog Mitzrayim bo, die sogenaamde sekerheid, bo die beloftes wat Jahwe vir ons gee? Want sommige kies Egipte in hulle finansies. Ek kan nie gehoorsaam wees voordat ek eers veilig voel nie. Sommige kies Egipte in hulle roeping. Ek kan nie vorentoe tree voordat al die risiko nie verwyder is nie. Sommige kies Egipte in gemeenskap. Ek bly eerder in 'n bekende disfunksionele staat as om in verbondsverantwoordelikheid op te tree. Sommige kies Egipte se teologie. Ek hou van die oorgeerfde sisteme. Selfs op bedraai hulle Joshua, want die waarheid gaan my net te veel kos. Dink aan myne. Sommige kies Egipte in bediening. Ek weet wat Jahwe my roep om te sê, maar ek vrees die skare. Probeer koning Saul, kyk wat het met hom gebeur. En dis waar Shelech Lecha gevaarlik word, op die beste moontlike manier. Watter verslag dra jy? Want elke mens dra verslag. Jou houding dra verslag. Jou woorde dra verslag. Jou gehoorsaamheid dra verslag. Vriends dra verslag. Jou familie hoor jou geslag. Jou studente, jou talmidim hoor jou verslag. Jou gemeente hoor jou verslag. En jy sien, daai 10 het nie net privaat misluk nie, hulle het 'n hele kamp besmet. Hy sê dat 'n vreesbevange leier kan 'n hele geslag maak om gehoorsaam op te tree. Maar 'n Caleb gees kan die verandering bring. So weer eens, verbondsgeloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Dit is die weiering om vrees op die troon te plaas. So watter verslag, mense, gaan ons glo? Watter verslag gaan ons nou doen? Ek sê weer, verbondsgeloof doen 5 dinge. Dit onthou wat Jahwe reeds gedoen het. Nee? Die uittog moes alreeds Kanaan interpreteer. Met ander woorde, ek kan in Kanaan ingaan en kyk wat het hy gedoen toe hy ons in hierdie Exodus gebring het, toe hy ons uit Egipte uitgebring het. Tweedens, gaan verbondsgeloof luister na wat Jahwe reeds gesê het. Die belofte is uitgespreek, lank voor ons die reëse gesien het. Die derde ding wat verbondsgeloof jou gaan doen, is dit gaan weier om die vyand te oordryf. Jy sien, want wanneer jy met daai oordrywing kom, dan herskryf jy die werklikheid ten gunste van 'n nederlaag. Hoor mooi wat ek jou sê. Die vierde ding is, wat verbondsgeloof gaan doen, is dit praat. Dit maak dit wat jy in die kamp sê, dat jy dit baie versigtig doen. Met jou verslag kan die volk of versterk, of vergiftig. Die laaste een, die 5de een is, dit beweeg wanneer Jahwe sê beweeg. Wanneer jou geloof nooit omgesit word in gehoorsaamheid nie, dan praat ons maar net van 'n godsdienstige woordeskat. Nee, dis hoekom Caleb en Joshua uitstaan. Hulle het nie net anders gedink nie, hulle het anders gepraat. Hulle het anders gestaan, hulle het die verwerping gevat. Maar hulle is die 2 wat die land binne gegaan het. So weer eens,
Wil jy ons praat van die drukpunte, wie se verslag gaan ons glo? Die reëse, die verlede, die vrees, die skare, die verslag van godsdienstige pessimisme, die verslag van Misraim wat jou weer gaan terugroep, of gaan jy luister na die verslag van Jahwe, dat die land is goed, is werklik, daai vrug is werklik, die reëse is werklik, die risiko is werklik, was werkliker as almal. That's the correct report. Dis die regte. Dan word nie van jou gevra om blinde geloof te hê nie. Dit word nooit van jou gevra nie. Dit word ook nie van jou gevra om roekeloos te wees nie. Né? Rahab is vir ons 'n goeie voorbeeld. Dat selfs binne die mure van Jerigo kan sy hoor wat Jahwe gedoen het en sy kan kies dat hy is getrou. Hebreërs het ons dieselfde ding geleer oor die woestyn geslag. Yeshua het ons geleer dat 'n getroude seun kan deur die toetse stap sonder om terug te draai. En hy roep vir my en vir jou om hom te volg in gehoorsaamheid. Dis ons uitdaging. Moenie 'n sprinkaan verslag dra nie. Moenie vrees jou rabbi maak nie. Moenie slawerny wysheid noem net omdat die vryheid 'n risiko het nie. So waarna toe gaan ek jou roep? Ek wil hê dat jy moet na 'n paar goed meer kyk hierdie week. Paar goed wat ek wil hê jy moet identifiseer en ek wil hê jy moet ook vir my wel gaan kyk daarna en maak jou eie aantekeninge. Goed. Ek dink waarmee ek wil afsluit hier vir vandag is om te sê Yeshua beliggaam die seun wat die Vader se woord vertrou sonder om die standaard te wysig. Hy roep Israel terug om Vader te vertrou en nie na selfbeskermende vrees nie. Yeshua konfronteer skare sonder om toe te laat dat die skare die waarheid definieer. Hy rapporteer dat die oes is groot, maar dat die werkers min is. So wat doen hy? Hy red mense van sonde sonder om die rebellie te regverdig. So wat het ons eintlik hier vir mekaar gesê vandag? Né? Wees versigtig na wat jy kyk en hoe jy dit sien, na watter verslag jy is meer getrou as die verslag wat jou mee toebedeel het.